te begin met uitreik wat 'n veilige plek is. Sal ek die street shower aanbeveel. Ons vat glad nie leiding nie. Ons reël dit glad nie. Ons lidmate woon dit net, van ons lidmate woon dit net by en is 'n regtig goeie manier om God se lig te laat skyn. En dan die tweede ding is Sondag aand, nie vanaand nie, Sondag wat kom. So ons gaan so 'n bietjie sing, is die plan, en daarna gaan ek net praat oor hoekom lelike dinge gebeur met goeie mense, daai tema. En dan Ernst self het vir Charlie Cook geken, so hy gaan bietjie praat oor sy sienings en so aan dit bietjie weeg, en dan gaan daar 'n geleentheid wees vir vraag en antwoord aan Ernst Roots en my oor die onderwerp. So volgende Sondag, ons sal die plek nog bekend maak sodra ons weet. Maar kom ons raak net bewus dat ons op God se heilige grondgebied is. Kom ons raak net stil voor die Here. Here, ons kyk om ons en ons sien dinge raak en dit lyk vir ons goed. Dit lyk vir ons mooi. En ons is so geneig om op dit wat goed en mooi is te fokus, dat ons vir daai oomblik U buite ons prentjie plaas, U buite ons gedagtes plaas, en dan gebeur dit wat met Eva gebeur het, toe sy die vrug gesien het en gedink het, dis goed en mooi, en dit gaan goed wees vir haar. As laat ons skeef trap, laat ons gly, laat ons onsself en die mense om ons in moeilikheid bring. En ons bid, Here, wil U hierdie woord kom oopmaak. Wil U nou met ons praat ten spyte van die swakheid van die prediker. Ja, mag vandag se boodskap 'n ernstige waarskuwing wees, 'n wakker skud wees. Maar mag vandag se boodskap ook 'n soete troos wees. Mag deur U genade bring ons vandag in ons gedagtes, ons harte nader aan U, terug na die lig. Bring ons tot bekering. Ons het U nodig, Here. Gee woorde vir hierdie ryke betekenis, hierdie ryke geskiedenis. Gee vir ons woorde, ons bid in Jesus naam. Amen. So, die meeste van ons, en die nie almal nie, is regtig diep getref oor wat die week gebeur het. Het begin met die meisietjie van Oekraïne wat doodgesteek is, sinneloos. En toe Charlie Cook wat geskiet is. Robinson, 'n ouetjie, 22 jaar oud, Christenhuis groot geword, op 'n dak geklim, sneller getrek, en hy sou weggekom het as sy pa hom nie herken het nie. En sy jeugleraar, en hy het 'n gesprek gevoer en dit hom toe gaan opgee. Sinneloos. En dan lees ons in vandag se stuk van Salomo, hoe Salomo van 1 Konings 3 af hierdie absolute voorbeeld, hierdie toonbeeld, hierdie absolute model koning is, wat na God se hart leef, wat al die boksies tik, van hy doen dit reg, hy doen Christen
gelowige Christen koningskap doen hy reg, wat beweeg in 7 hoofstukke na hierdie patetiese figuur. Inteendeel gaan ons sien bose figuur. Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat 'n Christen seun, voordat gaan ouens weet sê maar mormone is eintlik nie, maar hoe gebeur dit dat iemand wat glo in Jesus Christus, of wat in 'n huis groot word wat dit is, gaan na 'n radikale moordenaar? Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat die wysste man op aarde wat met God gepraat het, beweeg na 'n, gaan ons nou sien, 'n moordenaar? Hoe gebeur dit? En ten minste moet hierdie wete en hierdie gebeure en die praktyk daar buite, moet ons nou eintlik op die punt van ons stoel laat sit. Dit behoort vir ons 'n gevoel van, maar wie verseker dat dit nie my gebeur nie? Wie verseker dat dit nie my kinders gebeur nie? Dit behoort ons in daai gevoel beplan oor wat ons gaan preek, wanneer ons gaan preek. So hierdie is, ek glo deur God die Heilige Gees gelei, dat dit vandag moet wees. So wat gebeur? Wat gebeur? Ek het so 7, 8 jaar terug hierdie voorbeeld gebruik, maar ek wil hom tog weer gebruik. Casting Crowns. Nou kan ek nie sien wat ek geskryf het, wat sy naam nie. Mark Hall. Mark Hall is die ou se naam. Hy is die hoofsanger van Casting Crowns. Hy was 'n jeugpredikant. En toe het hy Casting Crowns begin. En hy het 'n liedjie geskryf met die naam Slow Fade. En hy het 'n video gemaak oor die liedjie, wat die liedjie se woorde beskryf, sodat ou die konteks verstaan. En hy het juist die woorde spesifiek slow fade gebruik, want hy sê, hy sien dit. Hy sien dit in die jeug, en hy sien dit in veral die paas, dat dit 'n stadige glij is, 'n stadige wegbeweeg is van God en van 'n warm verhouding na 'n goddelose verhouding. En die konteks van slow fade is juist oor die pa wat hy het vaste gesin gehad, en toe het hy uiteindelik sy gesin gelos vir 'n ander vrou, en dinge het daar verkeerd gegaan, en die seer van die kind wat hy beskryf. Een van die goeters is waar die kind so sing, en sing die kind, be careful little feet where you walk. En dan gaan hy, want daar is kleiner voetjies wat gaan volg. Dit is 'n pragtige lied, Slow Fade, gaan kyk om Casting Crowns. En dit is basies wat hier gebeur het. Salomo het wysheid gehad, Salomo het met God gepraat, hy het die priesters gehad om hom, hy het 'n warm, uit al die strukture het God vir hom gegee, hy het die tempel gebou, hy het die voorbeeld van sy pa Dawid gehad, hy het alles gehad, hy het alles gehad wat hom naby God kon bring. Maar, sê die woord, vrouens. En is pragtige hoe dit hier beskryf word. Sy hart staan daar in vers, wat is dit, vers 3, word daar 3 keer van hart gepraat, en as jy bietjie aanlees, wat ons nou nie gelees het nie, word hart ook herhaal. Sy hart was by sy vrouens, nie by God nie. En omdat sy hart by die vrouens was, en dan die Hebreëus wat daar gebruik word is kleef. Paulus gebruik dieselfde ding as hy praat oor verhoudings in 1 Korintiërs 5, dink ek, waar hy praat van man en vrou
gaan een word, hulle vlees gaan een word, dan gebruik hy die woord messel. Hulle gaan vasgemessel word, soos sement en 2 stene wat vasgemessel is en jy gaan dit nie breek sonder pyn nie. Efesiërs 5, ekskuus, nie 1 Korintiërs, Efesiërs 5. Is die woordjie messel en dis dieselfde idee in Hebreëus hierso. Sy hart was vasgemessel aan sy vrouens. En waar was sy vrouens se harte aan vasgemessel? Was by afgode. So waar Salomo 'n warm verhouding met die Here gehad het, waar Salomo alles gehad het wat hom op die pad kon hou, het sy vrouens hom een vir een weggetrek van God af. Waar hy Jahwe gedien het as verbondsgod, as koning, as Elohim, die een bo alles, het sy vrouens hom weggetrek, laat dit eers, Jahwe, die God van die Bybel, die God van Moses, die God van Dawid, die God van my voorvaders, plus hierdie, het dit geword, die vrouens se gode. En ons gaan nou daarby staan, maar ek wil Piper aanhaal. Piper het gesê, alles wat jy doen, wat wys, dat jy nie God eerste stel in dit nie, is sonde, en kan lei tot afgoderry. So alles wat jy doen, op daai oomblik, al is dit nie verkeerd, al is dit nie teen die Bybel nie, as jy dit doen, en dit is, en jy doen dit nie jy doen dit omdat God eerste is in jou verhouding nie, omdat jy God daardeur wil dien, omdat jy God as koning gebruik nie. As jy dit doen, dan sê hy, dan is dit sonde, en dit kan lei tot afgoderry. Dit kan wees sport, dit kan wees finansies, dit is goeie goed, maar wat jy gebruik, jy stel in God se plek. En dit bring jou dan weg. Salomo het begin, soos ons gesien het, begin met politieke vrede, en hy het gedink, hy doen die regte ding, hy het wysheid gebruik wat God vir hom gegee het, maar het God nie gedien nie, want God het uitdruklik gesê, lees ons hierso, moenie dit doen nie, moenie met hierdie vrouens trou nie, hulle gaan julle wegtrek, en dit is wat hier gebeur het, hulle is weggetrek van God af. Ek wil net die handriem optrek en net sê, dis 'n skrille kontras met Dawid, né? Salomo het so gegaan. Weg is hy. Dawid het gesondig, hy het tot bekering gekom, hy was in berou voor God, hy het reggemaak, hy het afgesterf, dit wat hy moet afsterf, en dan het hy bietjie reg geleef, want hy droog gemaak, hy het geval, hy het tot bekering gekom, hy het afgesterf, hy het reggemaak, hy het sy sonde mee gedeel. Salomo het nooit nie. 'n baie belangrike teks wat ek dink ons behoort uit ons kop uit te ken as ons Christene is Spreuke 28 vers 13 wat sê, hy wat sy oortredings bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan sal barmhartigheid vind. So as jy 'n lewe leef wat vir die wêreld wys jy's great en jy's 'n kind van die Here en jy's sonder sonde en alles, wat is jy mee besig? Jy's besig om te slow fate. Jy's besig om weg te beweeg van God af, sonder dat jy dink jy's op die regte pad. Salomo het gedink hy's op die regte pad, maar hy het gekom uiteindelik by afgodediens wat ons nou bietjie dieper gaan kyk, waar Dawid het tot bekering gekom, sonde bely, masker afgehaal, en dis 'n beter hart as 'n slow fate weg van God af. Die Bybel leer ook vir ons, wie dink hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. Wie dink hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. En dit het met Robinson gebeur, die ouetjie wat Charlie doodgeskiet. Hy is universiteit toe. Universiteit wat nie sy ouers se geloofsbeginsels aan vasgehou het. En jy sou dink maar daar by die universiteit
sal hy kon vashou, want hy het 'n goeie opbrengs gehad. Maar hy het toe opgeskop, hy kon nie deurdruk nie. En toe het hy uiteindelik opgeëindig saam met 'n kamermaat wat 'n trans was. En die kamermaat het hom heeltemal gedraai. Dit is sy kring waarna hy begin beweeg het. En hy kring waarna hy begin beweeg het hom net meer en meer en meer van Christen seun gevat na 'n radikale LGBTQ moordenaar. Slow fate, weg van God af, weg van beginsels af, weg van wat goed is vir hom, wegbeweeg. Salomo, man na God se hart, een wat die vaandel gaan dra as hy oorvat by Dawid, na 'n persoon wat afgodstempels en afgodsgoeders doen. Waar is jy? Waar is jy nou? En liewe pa, waar is jy? Waar is jou gesin? Is jou gesin okay? En liewe kind, as jou pa Christen is, as jou ma Christen is, hoeveel van wat hulle jou leer vat jy? En hoeveel vat jy uit die omgewing uit? En liewe Christen, hoe sterk is hierdie ding? Hierdie woord, hierdie Bybel? Hoe sterk invloed het hy op jou lewe? Hierdie week wat verby is 'n wakker skrik van die Here af. Hierdie week wat verby is 'n ek glo is 'n bassein wat uitroep, kom terug na dit wat belangrik is. Maak seker liewe pa, jou huisgesin is by die Here. Maak seker. Maak seker maar, jy bring die warmte, jy bring die godsdiens, jy bring die vrees vir die Here. Maak seker jy bring dit in jou huis in. En liewe kind, maak seker. Dit wat lyk soos liefde is nie altyd liefde nie. Salomo het sy vrouens lief gehad. Maar was dit liefde van die Here af? Nee. Ek weet of dit wel is was nie. Ek weet nie wat dit is nie. Maar dit was nie van God af nie. En dit het gemaak dat hy erge sonde doen. En die erge sonde wat hy gedoen het is uit 2 afgodstempels gebou. Uit meer gebou, maar 2 wat hier uitgelig word. Die een afgodstempel, en dit is 2 van sy vrouens se afgode. Die een afgodstempel het hulle tempelprostitusie gehad. So mense het gegaan, en die manier hoe jy God gedien het, is jy het saamgeslaap met prostituie. En hulle die kinders van die omgewing, die dogters van die omgewing gebruik om daar as prostituie op te tree. En die ander ene is eintlik hartseer. Die ander ene het offers gebruik. Maar die offers wat daar gebruik word is kindersoffers. Is nie offers soos wat die Here gehad het. Salomo wat sulke tempels gebou het. So Salomo het 'n pimp geword en 'n moordenaar. Hy het dit toegelaat. Want hy het lief gehad. Sien julle, liefde is nie liefde nie. Sien julle, ons moet van die Here, van God vra, of God die Heilige Gees vra om ons te help onderskei tussen liefde wat lei na die dood
en liefde wat lei na die ewige lewe, liefde wat ons nader bring aan God, en liefde wat ons lei weg van God af. Is nie dieselfde nie. Is nie dieselfde nie. En dit is moeilik. Het begin iets kleins. Ek wil terugkom na Piper se woorde. Het begin by iets kleins, soos om net na 'n vrou te kyk en te begeer. Maar ons Here Jesus sê, dis nie klein nie. Ons Here Jesus sê, as jy na iemand kyk om haar te begeer, en is nie jou vrou nie, dan jy reeds in jou hart egbreek gepleeg. So ons mans hierso, vrouens ook, party van hulle. Ons is maklik om te sê, maar okay, Salomo, die Bybel praat hier van 1000 vrouens, 700 plus 300 by vrouens. Dit was wild. Maar elke vrou wat ons begeer het, is deel van ons getal. En liewe vrou, dis hoekom dit so belangrik is om nie klere aan te trek wat ander mans uitlok om te begeer. Jy wil nie as Christen vrou hê ander mans met jou begeer. Jy wil hê jou eie man met jou begeer. Want as jy aandadig aan daai man se sonde. Mans, as jy na 'n vrou kyk om te begeer, dan jou baie oomblik God nie eerste gestel. Ons kan nie sê, wat ek probeer sê is, ons kan nie sê ons is beter as Salomo nie. Ons kan dit nie sê. Ons kan nie sê ons gaan staan as Salomo val. Hy het baie meer wysheid as ons. Hy het baie meer insig as ons. Die Here sê hierso, hy het 2 keer met hom gepraat. Hy het 2 keer dat hy fisies aan hom verskyn het en met hom gepraat het. Hoe dit was, weet ons nie. So Salomo was op 'n baie beter plek as ons. Ons kan nie sê, dit gaan nie met ons gebeur. Daarom is dit belangrik om die regte goed te glo. Dis uiters belangrik. Daarom is dit belangrik om te weet wat sê die Bybel en om onsself sterk te maak vir wanneer die versoeking kom. Ek glo, wat is die ou se naam? Robinson. Ek glo as Robinson 'n gereformeerde lewens- en wêreldbeskouing gehad het, sou hy nie daai skoot getrek. Aan die ander woorde, as hy die Bybel geleer het en geglo het wat die Bybel sê, werklik sê, as hy diep verstaan gehad het van wat die Bybel sê, sou hy nie so ver gegly het nie. Hier is hoekom ek dit sê. Die eerste ding is 'n realistiese begrip van menslike broosheid. As jy die Bybel reg verstaan, gaan jy 'n realistiese begrip hê dat jy broos is. Met ander woorde, jy gaan nie rondloop en sê ek weet nie. Ek dink dis wat Salomo, 'n groot ding van Salomo se val was, is sy wysheid. Hy het geweet wat om te maak om vrede te bring. Hy het geweet, mensliker gewys, wat hierdie ou het, Robinson het gesit tussen hierdie vreemde denke en al hierdie goeters, en in plaas daarvan dat hy na hierdie ouens kyk, en dat hy na homself kyk en dink, maar hierdie ouens is feilbaar. Hierdie ouens se woord moet ek weeg. Ek self is feilbaar, ek moet my hart ondersoek. Ek het nie al die kennis. My hart gaan my mislei. Ek gaan goed lief hê wat ek nie moet lief hê nie. En plek dat hy teruggegaan het woord toe, plek daarvan dat hy, as hy geweet het wie hy is as mens, hoe broos hy is as mens, sou hy self ondersoek gedoen het, sou hy na God toe gehol het, en sou by God gaan raad vind het, en nie
nie by verkeerde plekke nie. En ek dink dieselfde was met Salomo. Vir die paas onder ons en vir die ouens wat wil self voorberei vir dit, Herman Bavink het 'n pragtige boek geskryf hieroor. Die boek se naam is Religion Between Church and Mosque. Religion Between Church and Mosque. Van Bavink. En in daai boekie, en ek gaan nou nie al 5 punte wys nie, want daar is nie genoeg tyd nie, maar in daai boekie sê hy, jy het 5, jou hart het 5 magneetpunte. Enige mens het dit, wat jou trek na 'n aanbidding toe, na 'n godheid toe. Jy het 'n behoefte aan mense om jou, jy het so alles gaan rondom, jy het indirek het jy behoefte na God toe. Indirek het jy behoefte vir God. En wat ek dink wat daar gebeur het en wat Salomo gebeur het en in Robinson se lewe gebeur het, jy het 'n Christelike bewussyn. So Bavink sou sê die idee daarvan dat hulle God ken is soos hierdie pot met goeie grond in. So hulle was in daai goeie grond en hulle het die idees gehad van God en dit was dan gemaak dat 'n saadjie is wat groei en 'n blom is wat mooi blom en dit lyk of hulle werklik glo. Maar die oomblik as jy uit dit uit is, die oomblik as jy uitgeplant word in 'n ander pot, as jy nie meer saam met jou kudde is wat jou warm hou en so nie, dan gaan hy plant dood. Hoekom? Want jy het 'n Christelike bewussyn gehad, jou magneet trek na iets toe, maar jy het nie werklik God gehad. Jy het nie 'n warm verhouding met die Here nie. So jy kan in 'n Christelike huisgesin groot word. Jy kan van geboorte af glo of dink jy glo. Jy kan al hierdie regte goed sê, regte goed doen. Maar sodra jy in die werklikheid kom, sodra jy daar buite is, gly jy. En hardloop jy weg. Want daar was nooit 'n lewende, warm verhouding met die Here nie. Hy was nooit jou saligmaker nie. Hy was nooit jou maatstaf nie. Hy was nooit die koersgewer nie. Hy was nooit jou God nie. Waar is jy? Waar is jy? Vir ons lees Romeine 3. Ek weet julle ken dit uit julle kop uit, maar ek wil hom tog lees. Romeine 3 vers 23. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek hulle. En dan vers 24. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. Ergens moet jy op 'n plek kom waar dit meer gaan as net die magnete wat na bo trek. Ergens moet jy op 'n plek kom waar jy weet Romeine 3 vers 23 is waar van jou. Ek is sondig, ek is op pad hel toe, ek het 'n verlossing nodig. En die verlossing wat ek nodig het is Jesus Christus aan die kruis. Dawid het gesondig, hy het sy sondes bely. Hy moes die gevolg van sy sonde dra, maar God het hom vergewe en hy het 'n lewe geleef tot eer van God. Alhoewel hy moordenaar was, alhoewel hy egbreekser was hy God se lieflingseun. Hoekom? Want sy hart was heeltyd na God toe gedraai. Dit was nie net 'n Christelike gevoel nie. Dit was 'n ware verhouding met die Here. Dit was 'n gebrokenheid in sy hart teenoor God. Dis ek, ellendige sondaar mens. Paulus dieselfde.
ek, ellendige sondaar mens. Hy het 'n verhouding met God gehad. Daar was 'n liefde teenoor God. Was nie net 'n bewussyn nie. En dan die tweede ding wat ek dink, as hy 'n Bybelse lewens- en wêreldbeskouing gehad het, Robinson en Salomon se, sou dit nie gebeur het nie. Robinson veral, en ek wil daar dieper skag sink as Salomon. So, en dis die sfere van gesag wat Kuyper het. Kuyper het sê die Bybel leer van sfere van gesag. Met ander woorde, een sfeer van gesag is jy as mens. Jy as mens is onder God en uiteindelik gaan dit tussen jy en God, nie oor ander mense nie. En daarom het ek nie 'n reg op 'n ander mens se vryheid tot God nie. Ek kan nie sy lewe vat nie, want hy is gemaak na die beeld van God. Hy is geskape na die beeld van God en dis belangrik. Dieselfde met die as hy geweet het die sfeer van gesag by die onderwys, sou hy gesê het, maar julle kan nie vir my sê my geloof is verkeerd nie. Want God is in beheer ook van die onderwys. So wat hier geleer word is teen wat die woord sê. Daarom gaan ek dit weeg en daarom is God bo hierdie sfeer. Dan die nog 'n sfeer van gesag is polities. Ek glo Robinson het die politiese sfeer het hy afgod gemaak. En dit gemaak dat hy skoot trek. As Christene kan ons nie sê ons gaan sonde doen op politiese vlak. Ons kan dit nie sê nie, want God is ons koning. Ons staan onder God, ons staan voor God. Daarom kry nie so ding soos 'n radikale Christen, ekstreme Christen. Ekstreme Christen is 'n pa wat hard werk, vir sy gesin sorg, Bybel lees, sy gesin bymekaar hou, liefde gee, sorg vir sy gemeenskap, kos uitdeel vir die man op straat. Dis 'n ekstreme Christen. Gaan blaas nie goed op nie. Hy sal wel, as daar 'n instansie is wat sê, nou moet ons oorlog maak, sal hy gaan oorlog maak, want dan maak hy, omdat hy glo dat die staat in beheer is, sal hy sê, alright, ek gaan maak vir God oorlog. Maar selfs daar is daar siwe wat hy insit. So, eerste ding is, weet wie jy is voor God. Tweede ding is, weet van die sfere van gesag. En dan die derde ding is, 'n Christen het 'n liefde. Liefde is 'n etiese verantwoordelikheid. Liefde is 'n etiese verantwoordelikheid. Ons moet selfs ons vyande lief hê. Nou, een ding wat verkeerd is, uit die Charlie Kirk se ouens wat lief is vir Charlie Kirk, ek weet hulle praat uit seer is maar is die ding dat hulle die LBGT ouens nou, ek hoor baie keer van die goed wat ek sien, dan vloek hulle en hulle is kwaad en allerlei goeders. Kwaad is reg op die regte tyd. Maar moenie sonde doen nie. Moenie sonde doen. Moenie, ons moet nog steeds lief hê. Ons moet nog steeds daar wees. En ek dink dis die groot ding wat Charlie Kirk die ouens so boos gemaak het om hom, is, hy was daar en in liefde het hy gevra vir die transhou, wat beteken dit? Verduidelik my. En hy het gesprekke met hulle gevoer. Hy het heeltyd gesprekke gevoer, hy was daar, hy het ouens gehelp, hy het raad gegee, hy wou oop gesprekke gehad het. En dis die regte voorbeeld. En dit het Robinson nie gehad nie. Hy het nie liefde vir sy vyand gehad nie. As hy liefde vir sy vyand gehad het, sou hy nie die skoot getrek het. Liefde is 'n etiese verantwoordelikheid vir die Christen. So as my vra, wie is my naaste?
En dit gaan oor, moet ek iemand lief hê wat nie soos ek is nie. Dink ek gaan lees Matteus 5 vers 44 wat sê, jy moet jou vyande lief hê. Dit trek 'n streep deur alles. As Robinson regtig lief gehad het, sou nie die trans mense geondersteun het nie, maar sou hulle lief gehad het, soveel so dat hulle kerk toe gevat het. Ons het hier in ons gemeente ouens wat sukkel met om gay te wees, wat ek al my koffie gedrink het en gepraat het, en hulle weet ek glo die beste ding vir hulle, die veiligste wat hulle gaan wees, die vryste wat hulle gaan voel, die beste ding vir hulle is om God te dien en die gay wees te los. Hulle weet dit. Maar die liefde wat hulle voel, die aanvaarding wat hulle voel, maak dit hulle bly. Maak dit hulle terugkom as hulle geval het. Maak dit hulle wil worstel hieroor, wil dink hieroor. Mense wat nie dink soos ons, is nie ons vyande nie. Dis ons sendingobjekte. Ergens moet ons sê, okay, hier is die streep. Hier is die streep. Ek was my voete, ek stof dit af, ek gaan aan. Maar liefde draai mense na God. As jy iemand regtig lief het, gaan jy vir daai persoon die waarheid van die woord vertel. As Salomo sy vrouens werklik lief gehad het, sou hy hulle gebring het na sy God toe. Hy sou nie na hulle God toe gegaan het. As jy werklik iemand lief het, gaan jy hom bring na God toe. Nou die gevolge, lees ons in vers 9 tot 13, die gevolge van die afdwaal. Salomo verloor sy ryk, die stamme breek op, God se een stam bly oor. Dis 'n hartseer saak. Nou dat ons weet van die tempelprostitusie, ons weet van die kinders wat geoffer word, is hartseer, is boos. Is Samuel toe, ek weet nie, goed om te oorweeg. Prediker beskryf hoe dit is om te leef onder die son. Onder die son beteken op aarde sonder God. Hoe om dit te leef. En die feit dat hy onder die son gebruik is 'n spreekwoord wat sê, maar God is nog steeds daar, soos 'n lewe. Al die geld wat mens kan hê onder die son, al die wysheid, al die rykdom, alles onder die son, roem, eer, onder die son, is nutteloos, is niks. En dan sluit hy af, en skrifverklaardes is, die meeste sê, is op sy ou dag geskryf, maar hy sluit af en sê hy, maar die slotsom van alle dinge is, vrees God en onthou sy gebooie. So het Salomo daar aan die einde van sy lewe besef, hy was op verkeerde pad, hy moet God vrees, hy moet die gebooie onderhou. Ek vermoed so. Een koning swyg oor wat gebeur het, een koning swyg oor, het hy toe die tempels afgebreek? Ek weet nie. Ek weet net, die gevolge van sy sonde het sy nageslag beïnvloed. Die gevolge van sy sonde het die mense om hom beïnvloed. Die gevolge van gly, die gevolge van sy slou feit, het baie seer, baie trane, baie bloed veroorsaak. Robinson dieselfde. Maar wat weet ons? Ons het 'n beter seun van Dawid. En 'n beter seun van Dawid is ons Here Jesus Christus.
Hy is die een wat vir ewig op die troon sit, en daai troon is 'n goeie troon. Daai troon is een van vryheid, van geregtigheid, van hoop en krag. Ons het die beter man, wat Salomo nie kon wees nie. Ons Here Jesus Christus het aarde toe gekom, en hy het een vrou gehad, en dit is ons as sy kerk. En hy het ons lief gehad tot die einde toe. Hy het al die versoekings weerstaan, hy het ons met 'n passie gedien, hy het ons so lief gehad, hy het jou so lief gehad, dat hy gaan sterf het vir jou. Hy het ons so lief gehad, dat ons sondes, ons swakheid, alles wat ons verkeerd doen, het hy op hom gevat, en hy het die toorn van die Vader aan die kruis op hom uitgevoed gehad. So hy is die beter man. Hy is die beter seun van Dawid. Maar ons het ook 'n beter Vader. En daai Vader sit nou met oop arms. En hy sê, kom terug my seun. Kom terug my dogter. En ek weet nie waar jy is in jou lewe nie. Of jy dink jy staan soos Salomo, of jy weet jy het gegly soos Dawid. Of die week jou so ontstel het, dat jy geregtigheid in jou eie hand wil neem, en wraak wil neem. Ek weet nie waar jy is nie, maar ek weet dit. Jy het 'n man, wat lief is vir jou, en vir jou alleen, met 'n heilige liefde. En daai man sal jou nie laat gaan nie. 'n Vader met oop arms, wat jou wil omhels, en wat jy wil terugkry, waar jy hoort, aan tafel by hom. En as seun van Dawid, hy nou die kroon op sy kop, en hy het die vermoë, om alles in sy diens te stel, en iets beters te maak. Selfs Salomo se sonde, het hy in sy diens gestel, en geslagte daarna, het ons Here Jesus, seun van Dawid, gebore geword. Charlie Kirk, uitgesproke Christen, wat vertel het van verlossing, het van 1.3 na, ergens het gister my gesê, ek dink is 11 miljoen, ek het nie gaan kykie, volgelinge gehad, vandat hy geskiet is, in 'n week se tyd. 10 miljoen mense meer, wat luister, hoekom God, Charlie Kirk, se verlosser en saligmaker is. Hoekom die dood, en dit het hy gesê voor hy dood is, die dood vir die Christene oop deur is tot die ewige lewe. Wat hoor van Christus, wat hoor van krag, wat hoor van alternatief, iets mooiers, iets beters. Wat ons glo, hoe ons dit glo, is belangrik. Maar nou, kom ons dien God. Kom ons wees op 'n plek, waar ons werklik lig is en werklik sout is. Kom ons antwoord nie sonde met sonde nie. Kom ons bly glo, dat God ook hierdie swaar, hierdie seer waardeur ons gaan in Suid-Afrika, in sy diens kan stel, en iets beters maak hiervan. Kom ons bid saam.